Dit is so wonderlik om vanmôre so saam te kan wees. En ek wil vanmôre met u iets deel wat die Here op my hart gelê het, wat ek glo en vertrou dat dit regtig vir u van waarde gaan wees. Nie net vandag nie, maar ook in die week wat voorlê en wat ook al vir u wag voorlê. En ek wil begin deur vir u die vraag te vra, as u vanmôre 'n evaluasie van jou lewe moet maak. Waar sou jy sê bevind jouself? In terme van, is jy op die top van die berge of is jy onder die laagtes? Wat sou jy sê, wat is die seisoen van jou lewe vandag? Is dit somertyd in jou lewe waar dit goed gaan en jy dra vrug en dit vol blare en alles gaan goed, of is jy dalk in 'n wintertyd in jou lewe waar dit koud is en sneeu is en donker is en dinge loop net nie so dit moet loop nie. As jy na jou lewe vanmôre moet kyk, na jou omstandighede moet kyk, waar sou jy sê bevind jy jouself? Want die realiteit is dat daar is vanmôre mense wat ek het dit in Engels aangesit, want dit is soos almal dit maar stel, wat sê ek is rock bottom. Ek is op die einde van die road. Ek is op die plek wat ek net nie meer antwoorde in my lewe het nie. Ek is op die plek waar ek net nie meer uitkom sien nie. Dit is donker in my lewe. Ek sien nie eers meer die lig aan die einde van die tonnel. Maar daar is sulke mense. En jy sal verbaas wees hoeveel mense van jou familie, van jou vriende, dalk vanmôre op daai punt is. Die hartseer is dat baie mense is in daardie posisie en daar is nie hulp vir hulle nie. Daar is nie uitkoms vir hulle. Daar is nie raad vir hulle nie. Daar is niemand wat hulle kan of dalk wil help nie. Hulle het nie meer vriende nie, hulle het nie meer familie nie. Hulle is regtig op daai punt waar iemand in Johannesburg moet bel en sê asseblief help. Want dis iemand wat rock bottom is. Soos wat jy gehoor het van daai man. As daar nie hulp vir hom was nie, as Ronel nie gehelp het nie, as die Here nie ingegryp het, en God se tydsberekening nie perfek was nie, dan was hy dalk besig om te sterwe en hartval. Mense sit in laagtepunt in 'n lewe, hulle het nie altyd antwoord nie. En hier het die week het hy vir my so 'n bietjie laat kyk na Dawid se lewe. En ons sien net altyd vir Dawid as hierdie man wat hierdie pragtige psalms geskryf het. Dawid, die man na die hart van God. Die man wat bekend staan as die koning van alle konings in Israel se tydperk. Die man wat God soveel wonders deurgedoen het. Maar as kyk dat jy mis, dat Dawid het talle laagtepunte in sy lewe gehad. Dawid was 'n paar keer op 'n plek waar hy ook al gesê het aan rock bottom. Ek het nie antwoord nie. En om tyd te spaar het ek nie al die verse verwysings van u uitgehaal om vir u te wys hoe laag was Dawid baie keer. Maar ons almal weet dat Dawid was op 'n stadium op vlug vir Saul. Om die waarheid te sê, vir 10 jaar moes hy in 'n vreemde land gaan bly, saam met 'n bende rowers. Dawid was die man wat op 'n stadium weggehardloop het vir sy lewe, omdat hy bang was vir sy eie seun Absalom. In 'n laagtepunt. Moedeloos moes hy sy land en sy volk agterlaat in die woestyn in vlug. Dawid as op 'n stadium op 'n laagtepunt toe hy
sonde gepleeg het. Toe hy Adam se vrou gevat het. Toe hy selfs so ver gegaan het om moord te pleeg. Wat Dawid op 'n laagtepunt gaan lees maar net Psalm 51. Om uit te vind hoe laag was Dawid op 'n stadium. So almal van ons, of jy nou die koning van 'n volk is, of jy die man in God se hart is, of jy die slimste of die beste ou is, of jy die bekendste ou is of nie, iewers in jou lewe kry jy 'n laagtepunt. Iewers in jou lewe kom jy op 'n plek waar jy voel, nou slaan ek rock bottom. Dit kan nie erger gaan. Dit kan nie nog slegter gaan. Plek kom jy, en ek hou nie af om die goed te sê, en ek glo nie in al die goeders nie, van touchwood en al die dinge nie, maar baie mense kom op 'n plek waar sê, God begin nou in 3 en 4 en 5 en 6 en 7 gebeur. Want alles loop net verkeerd in my lewe. Luister, wat sê Dawid op 'n stadium? In Psalm 31, vers 9. Wees my genadig, Here, want ek is in die nood. Van verdriet het my oë swak geword. Ja, alles in my, hy was op 'n laagtepunt. Weet nie wanneer op watter stadium, of watter een van die klomp laagtepunte hy leef het, het hy dit gesê. Maar hy sê, alles binne in hom het swak geword. My lewe vergaan van kommer, en my jare van swaar kry. Dis nou die man wat lofpsalms geskryf het. Wat op daai punt is. Deur my ellende word my krag geknak en teer my liggaam uit. Ek is die spot van al my teestanders, veral vir my bure. Nou moet nou baie sleg gegaan het. En verskrikking vir al my bekendes. Die wat my op straat sien vlug vir my weg. Ek is vergeet soos iemand wat lankal dood is. Ek het geword soos 'n ding wat lê en vergaan. Ek hoor dreigemente van baie. Dit dreig van alle kante af. Baie span teen my saam en smee planne om my lewe te neem. Sjoe. Dis Dawid. Dawid, die man na God se hart, wat in so gat sit. Ek wonder wie van u kan jouself daarmee identifiseer. Wonder wie van ons moet vanmôre sê, my Here, dis eintlik ek daai, wil ek nie erken nie. Ek probeer so hard om 'n mooi gesig voor te hou. Probeer so hard om mense te beïndruk deur wie ek is en wat ek is. Die mense mag nie weet hoe sleg dit met my gaan. Maar dis 'n realiteit. Die feit is, die wêreld is gemaak in seisoene. Die lewe bestaan uit seisoene. Ons groeiproses in Christus bestaan uit seisoene. En baie keer is die winterseisoen nodig om ons voor te berei vir die vrug van somerseisoen. Baie keer is die wintertyd nodig sodat ons wortels dieper kan inslaan in die grond, sodat ons daardeur beter voedsel kan kry vir voorbereiding van wanneer ons moet begin vrug dra. Baie keer laat God tye in ons lewe toe wat dit vir ons lyk asof ons deur 'n moeilike tyd, 'n dal van doodskare weer gaan. En baie keer voel ek tref rock bottom. As daardie tye wat God jou en my wil voorberei, aan jou en my wil werk, is daardie tye wat ons, die Engelse woord sê, vulnerable raak. Daardie tye wat ons so afhanklik geword van God.
om ons voor te berei vir die somer wat kom. Miskien sit jy vanmôre wat Dawid gesit het, waar hy selfs planne smee, hoe jy van hierdie ding ontslae kan raak. Waarin jy soek na antwoorde, waar ek voel of jy bid in die dag vas, of jy voel niemand gee vir jou om, waar jy voel asof almal jou uitlag, en niemand vir jou omgee. As jy miskien vanmôre daar sit, wil ek vir jou sê, dis nie God se wil dat jy daar moet wees nie. God laat dit jy toe, omdat hy jou voorberei vir iets beters. Dis nie God se wil dat jy deur moeilike tye gaan en swaar tye gaan nie, maar hierdie goed gebeur partykeer, want God daardeur vir jou wil bring by 'n plek van oorwinning, 'n blydskap en vreugde. En Dawid, hy self Psalm, snaaks dat hy begin eers met die mooi, en dan eindig hy met die sleg. Ek het dit 'n bietjie omgedraai, en met die sleg begin. Maar kom ons luister wat sê hy in die eerste paar verse, oor die goeie. Hy sê, Here, by u skuil ek. Here, wanneer ek in daai gat is, Here, wanneer ek in daai laagtepunt kom, Here, wanneer dit voel asof almal my verlaat het, Here, dan skuil ek by u. Laat my tog nooit teleurgestel staan nie. Bevry my, want u is getrou. Baie keer wanneer ons in daai gat sit, baie keer as ons in daardie posisie van rock bottom onsself bevind, dan raak ons soms ontrou, want ons begin vra. Ons begin vingerwys. Ons begin kritiseer, ons begin kla. Ons raak ontrou in ons geloof. Ons raak ontrou in ons vertroue in God. Dawid kom en sê, want Here, u is getrou. Al is ek soms so ontrou, u bly getrou. Gaan we verder en sê, luister na my, red my tog gou, wees vir my 'n rots om na toe te vlug, 'n bergvesting om my te red. Ja, u is my rots en my bergvesting. Ter wille van u naam sal u my voorgaan en my lei. Bevry my uit die vangnet wat hulle vir my gestel het, want u is my toevlug. In u hande gee ek my lewe oor, want Here, troue God, u het my vrygemaak, maar ek vertrou op u, Here, sê vers 15. Ek sê, u is my God. Hier staan daar, die man na die hart van God, die koning wat die voorbeeld van Jesus se lewe sou word. En hy sê, sy oog is op God gerig. Hy sê, sy vertroue is in die Here. Hy sê, sy hulp is van die Here. En dan begin ek kla. Dan begin hy sê, sleg met hom gaan. En ek het baie met dit gewonder, Here, hoekom is hierdie psalm so verkeerd op? Ek sou nou gedink Dawid moet begin het met sy rockbottom ervaar. En dan gesê, wat is die antwoord? Maar hy begin met die antwoord en hy eindig met die rockbottom ervaar. Maar is dit nie presies wat ons ervaar nie? Ons Sondag in die kerk en halleluja, ons sing en ons juig en ons jubel. Die Here is goed en ons getuig van sy liefde en genade. Maandagoggend dan ons in die gat. Dit is presies wat ons gaan nie. Ons is so opgewonde oor die goedheid van die Here, hoe die Here vir ons sorg, ons getuig van sy goedheid en genade.
weet nie van jou nie, ek ervaar dit. Maar ek lê Dawid, en jy moet vanmôre besef, dat Dawid se krag was nie in homself nie. Sy antwoord, sy oplossing, het nie in sy homself gelê nie, het nie in sy raadgewers gelê nie, het nie in al sy geld gelê nie, het nie in sy paleis gelê en in sy koninkryk gelê nie. Dawid se krag het by die Here gelê. Omdat Dawid 'n keuse gemaak het. En omdat Dawid 'n keuse en 'n besluit gemaak het, het hy geweet dat al kom die rock bottom moments, God bly getrou. Hy het geweet, al faal hy, het hy geweet na wie toe hy kan gaan. En daarom is dit baie so belangrik, dat jy op 'n Sondag die geleentheid het om in die huis van die Here te kan wees, te kan luister na die woord van God, om jou voor te berei vir die rock bottom oomblikke wat kom in die week. Jy hoef nie te gaan soek, dit kom vanself. Daar moet 'n tyd kom in jou lewe wat jy 'n besluit kan maak en 'n besluit moet maak, soos jy vanmôre weer het, en soos ons van tyd tot tyd in ons lewens het, om opnuut weer 'n keuse te maak en te sê, Here, U is die een op wie ek vertrou. Here, al kom my rock bottom moments, dan weet ek kan op U bly staan. Al raak ek moedeloos, al raak ek teleurgestel, al begin ek vra, al sondig ek selfs, al pleeg ek selfs moord, U bly my antwoord. As Dawid dit nie gehad het nie, dan was hy nie geëindig soos hy geëindig het. Iemand stel vanmôre vir my so. Dit was vir my so kosbaar toe hy dit vir my doen. Dit is so hartseer, dat soveel kosbare geloofsmanne van God partykeer eindig op so 'n slegte manier. En dit is so hartseer, dat mense 'n pad met God kan stap vir 30, 40 jaar en dan eindig sy lewe in die moeras. Dan wys dit vir my, in die tyd toe hy 'n pad met God gestap het hy dit nie gebruik om sterk genoeg te kan word, genoeg om God te vertrou, om wanneer die rock bottom moment kom, nog te kan sê, maar Here, ek vertrou U nie. En hy val, hy stel neer. God wil hê ons moet leer in Dawid se lewe. Berei jou voor, raak toegerus, raak sterk in die Here, kry jou nog op God gevestig, sodat wanneer die rock bottom oomblik kom, dit jou nie onderkry nie, want jy weer aan die ander kant sal uitkom. Dan sal sê die Here het my deurgedra. God wil hê dat een van ons verlore gaan. God wil hê dat een van ons in die rock bottom oomblik onder moet gaan. God wil hê ons moet weer opstaan. Waar is jy vanmôre? Is jy vanmôre by die eerste 6 verse van hierdie psalm? Of was jy daar? Maar nou is jy by die laaste 5 verse. Maar luister hoe eindig Dawid in vers 15. Hy sê, maar ek vertrou op die Here. Selfs in sy rock bottom oomblik, selfs toe hy niks oor gehad het nie, selfs toe almal teen hom was, selfs toe dit gelyk is of 'n donker is rondom hom, het hy nog gesê, maar ek vertrou op die Here. Wie vertrou jy? Jy hoor wat sê,
toe sy opgekyk het na Livingston, opgekyk het na die dokters, en toe is dat die dokter nog weg van die plek, en sy versaak gemaakt het op die medikasie, en sy op 'n plek gekom dat sy moes gaan sit en nie meer kon staan, maar toe sy 'n keuse maak, om op God te vertrou, toe raak die pyn minder. Die boodskap wat die gebring het in Pinkstertyd, ons moet ons fokus verander. As jou fokus op God gerig is, kan die donker oomblikke maar kom, want jou fokus bly op die Here. Dawid kom, en hy sê daardie oomblik toe hy sleg gegaan het, en ek op die Here vertrou, want ek het besluit, ek gaan hom skryf. Ek het besluit, ek gaan hom vertrou om my te bevry. Ek het besluit om op hom te wag dat hy my sal red. Want dit moeilik gaan. Dan raak jy en ek in die raakpad op oomblikke. Hoe reageer ons daarop? Hoe hanteer ons dit? Ek het 3 versies wat ek vir jou wil gee, want ek glo 3 versies is om jou en my te help, om in daai oomblikke van stryd en krisis aan die Here vas te hou. Jou en my kan help om deur daai raakbare oomblikke te kom, en weer by die somer uit te kom, op die top van die berg te kom, as oorwinnaar in die stryd te tree. Want is in essensie van Dawid ook besluit het in die eerste 5 verse, maar van 3 ander verse wat ek vir jou wil gee. Die eerste een is Filippense 4, vers 6 en 7. En ek noem dit, as jy na raakpad op oomblik is, moenie stil raak, moenie skaam raak, moenie bang raak nie, moenie begin moedeloos raak nie, begin praat met die Here. Moet oor niks besorg wees nie, ook nie oor jou raakbare oomblik nie. Maar maak in alles jou begeertes deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend. Begin met Jesus praat. Begin met hom praat. En die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal oor jou harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Moet jy sê, een van die grootste foute wat ons as mens almal maak, en dit is wanneer het begin swaar gaan, en het begin donker word, dan begin ons kla. Dan begin ons murmureer. Dan begin ons fout soek oral. Dan is dit die een se fout, en daai is 'n fout, en hierdie is 'n skuld, en daai is 'n skuld, en ek kla oor alles. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy in jou raakpad op oomblik wil uitkom, hou op klaar begin met God praat. Hou op om te moan en te gril oor die lewe wat so regverdig is, en sê, Here, U is die regverdige God, wat my nie sal vergewe, my nie sal verlaat nie. Here, hier is my probleem, hier is my krisis. Here, ek bring dit na U toe. Begin met God praat. En hou op klaar, en brom, en murmuraars. Praat met die Here, sê vir hom hoe jy voel, sê vir hom wat jy ervaar, maar sê ook vir hom jou vertroue is in hom. Hy is jou krag en jou sterkte. Verklaar jou geloof. Begin met God praat. Maak jou begeertes en alles bekend aan God. En dan kom daarvoor. Ons praat en min met die Here, ons moan en kroon te veel. Dat is die eerste. Die tweede geheim, en daardie raakpad op oomblikke van jou. Kies om te vertrou. Luister wat sê Dawid in Psalm 66. Die dag as ek bang word, die oomblik wanneer ek in die gat is, vertrou ek net op U. Dis 'n keuse.
In God wie se woord ek prys. In God stel ek my vertroue. Dis 'n keuse. In God stel ek my vertroue. Ek is nie bang nie. Here, as ek so om my kyk, as sien ek geen antwoord, geen oplossing. Here, as ek met mense praat, hardloop hulle van my al weg. Hulle wil nie met my praat nie, hulle is kwaad vir my, hulle stoot my van al weg. Maar Here, ek kies om te vertrou. Ek kies om vas te hou totdat die antwoord kom. Ek sal U nie laat staan nie, totdat U my seën. Sê ja. Kies om God te vertrou. En die derde ding, eerstens, in jou stryd praat die Here. Die regte smeking en danksegging. Tweedens, kies om God te vertrou. En derdens, onthou, hy is jou helper. Die probleem is, wanneer ons daai gat sit, vergeet ons wie God is. Omdat toe dit met ons goed gegaan het, was ons te vol van onsself. Toe dit met ons goed gegaan het, toe het ons nie tyd vir God nie, want ek is so besig met al die ander dinge. Maar as jy soos Dawid, die eerste 5 verse, jou verlustig in die Here en sy grootheid en sy goedheid, dan wanneer jy in die gat beland, dan weet jy nog, hy is jou helper. En dit is baie keer die probleem wat ons het, dat ons vergeet hoe goed God vir ons was toe dit goed gegaan het. Dat ons vergeet van al sy genade en al sy goedheid wat hy oor ons uitgestort het, toe ons geseënd was, toe dit somertyd was. En as ons dan in die winter beland, in die gat beland, dan weet ons nie meer, hy is ons helper. Maar Dawid kom en hy sê, ek het gekies om God te vertrou in alles. Het goed gegaan het en toe het sleg gegaan het. Want hy weet, hy is my helper. Ek weet, toe die leeu se bek opgeskeur het, was hy my helper. Toe die beer my gestorm het, was hy my helper. Toe ek alleen in die veld agter die skape was hy my helper. Toe ek in die spilonk, agter die spilonk gesit het, en sal voor die spilonk geslaap het, was die Here my helper. Toe ek weggehardloop het vir my seun, was die Here my helper. Ek sal nie vrees nie, want die Here is my helper. Hebreërs 13 vers 16, daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper. Ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Wanneer jy raak wat opslaan, begin met God praat. Wanneer jy die gat tussen die donker sit, onthou om hom te vertrou. Kies om hom te vertrou. As jy daar in die moeilikheid sit, weet, hy is jou helper, hy sal jou nie begees. Hy sal jou nie verlaat nie. Hy sal jou nie daar alleen laat nie. Hy sal jou nie eenkant gestoot nie. Hy sal vir jou uittrek en hy sal jou baie vir jou geluk maak. Hy sal vir jou nuwe weg baan in die woestyn. Hy sal jou deurdra, want hy is jou helper. Wat 'n krisis het jy vanmôre? Wat 'n pyn het jy? Wat 'n teleurstelling? Of dalk weet jy van iemand anders wat vanmôre in 'n gat is. Wil jy nie vanmôre gaan sê, ek het by Dawid geleer om met God te begin praat. Ek het by Dawid geleer om 'n keuse te maak om God te vertrou. En ek het by Dawid geleer vas te hou aan die Here, want hy sal my nie in die steek laat nie. Hy is my helper in elke omstandigheid. Ek wil afsluit met die laaste vers, wat ook vandag
hele ander konteks. Maar luister wat sê Dawid in Psalm 23 vers 4. Al gaan ek oor 'n dal van doodskade. Kan daar 'n laagtepunt wees? Kan daar 'n plek wees wat laag is as die dood? Dis al gaan ek in 'n dal van doodskade mee. Ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Hy vertrou die Here. Die stok en die staf, die vertroos my, want hy is my helper. En dat hy met die Here gepraat in elke omstandigheid van sy lewe. Mag die Here jou my help om daardie tye van laagtes in ons lewens te begin hanteer as oomblikke waarin God met ons kan werk. Ons kan vorm, ons kan sluit, ons kan vorm, sodat ons ander kant kan uitkom. Meer as 'n oorwinnaar. Want as hy vir my is,